die van die Bybel saamgebring het. Anders so 3 kindertjies nodig het, een by Johannes, een by Filippense en Kolossense, maar dit gaan ook op die skerm wees. Maar ek wil dit ook aanmoedig om die Bybel ook saam te bring, dat ons nog so vanuit die woord so hier op die skoot kan lees, en dan ook iemand wat nie 'n Bybel het en soms so saam met jou kan kyk. So met die Bybel dan ook voor ons, Johannes hoofstuk 14, ons kan net so 1 versie daar lees. Kom ons maak dan net stil. Hemelse Vader, ons het ons geloofsbelijdenis afgesluit met ek glo in die ewige lewe. Here, wanneer ek ewige lewe het, die wat glo staan in die woord, Johannes 6 vers 47. Here, dan wil ons in vrede vandag hier sit met die wete, dat ek hemel toe gaan, sou U my kom haal, of sou die tweede koms voor die dood wees. Here, die verstand of die vrede wat alle verstand te bowe gaan, mag dit werklik oor ons lewens, ons gedagtes en harte die wag hou. Maar Here, as daar ook nie vrede is nie, mag dit ons so pla, dat ons vrede gaan soek. Nie die wêreldse vrede nie, want die wêreld kan ons nie die vrede gee wat ons nodig het nie. Dis 'n tydelike oplossing, Here, ons soek die vrede, en U sê selfs, hierdie vrede wat U gee, is nie die vrede wat die wêreld ons kan bied nie. Mag dit so wees deur die werking van die Heilige Gees, in Jesus naam alleen. Amen. Johannes 14 vers 27. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontstel wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Filippense 4 vers 6 en 7. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Kolossense 3 vers 15. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Hierdie 3 gedeeltes volg so op mekaar, so kronologies, en ek kom by uit waar die Here vir ons sê, vrede gee ek vir julle, my vrede, of my vrede, ek gee my vrede vir julle, my vrede, ek laat my vrede vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die nalatenskap van Jesus is vrede. Die geskenk wat hy gee is vrede. En as ek nou soms so 'n bietjie kan rondspring, in die Ou Testament word daar gepraat van Jesus as die vredevors wat gaan kom. En hier kom die vredevors en hy sê vir ons, maar vrede laat ek vir julle na. Die vredevors se nalatenskap is vrede. Die vredevors se nalatenskap se geskenk is vrede. En dan maak dit net soveel meer sin, en reeds in Jesaja is hierdie profesie bewaarheid, en het Jesaja agtergekom en gebeur, dat hierdie inspirasie van die Heilige Gees vir hom gesê het, maar Jesus die vredevors, en sy nalatenskap is vrede, die geskenk wat hy gee, is vrede. En hoe wonderlik is dit nie, om dit te ervaar en te beleef nie. En dan sê Jesus, maar dit wat die wêreld julle gee, is nie dieselfde vrede as wat ek vir julle gee nie. Ek gee vir jou 'n ander soort vrede, 'n innerlike vrede wat alle verstand te bowe gaan. Moenie bang wees nie, moenie vrees nie. Dit is die gedeelte wat afsluit by vers 27. Moenie ontsteld wees nie, moenie bang wees nie. En dan gaan Filippense 4 vers 6 oor, moenie besorgd wees nie. Dit is al 3 dinge, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, moenie besorgd wees nie. Ek, die Here, jou God, die vredevors, het 'n nalatenskap vir jou agtergelaat. En dit is vrede.
Ek het 'n geskenk vir jou gegee, of die geskenk is beskikbaar, en dit is vrede. En dan kom die Here vanoggend na ons en hy sê, my liewe kind, ek het hierdie dit vir jou gegee, dis my nalatenskap. Waaroor vrees jy? Hoekom is jy bang? Hoekom is jy bekommerd? As ek dan wil hê, jy moet in vrede leef, as ek wat bekend staan as die vredevors vir jou hierdie vrede kom gee, aan die een kant, dit is my nalatenskap, dit is my geskenk, die vrede. En aan die ander kant, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, moenie besorgd wees nie. Here, maar as ek in die middel, ek is eintlik meer geneig na hierdie kant van vrees en bekommerd wees, en bang wees, en bekommerd wees. Help my om hier uit te kom, waar U vir my sê, dit is 'n geskenk, ek gee dit vir jou. Here, ek wil dit vanoggend met my hele hart, my hele verstand, my hele wese wil ek dit aanvaar. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie soos die van die wêreld nie. As ons dit in konteks bring, soos 'n goeie dominee nou maar die hele gedeelte in konteks bring, wanneer het Jesus dit gesê? Hy het gesê voor sy kruisiging. Voordat hy die marteling, die vernedering, die spoeg moes gaan verduur het, kom Jesus vanuit hierdie agtergrond dat hy weet wat met ons gaan gebeur en hy sê, vrede vir julle. My vrede laat ek vir jou na. Moenie bekommerd wees nie, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. En hierdie houding, hierdie wens, hierdie vredevors, het was getrou aan sy karakter tot en met die kruisdood waar hy gesê het, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek openbaar nog steeds die vrede teenoor hierdie mense, al het hulle dit aan my gedoen. Ek is die vredevors wat reeds in Jesaja aan die wêreld bekend gemaak is. U sien, liewe vriende, Jesus se vrede word nie bepaal deur omstandighede nie. Jesus se vrede word bepaal deur die teenwoordigheid van God die Vader in sy lewe. As Jesus Christus jou hart vul, is jou hart gevul met vrede. Kan ek dit weer herhaal? As Jesus jou hart vul, Jesus kom woon in my met die bekering, Jesus kom vul my, dan is jou hart gevul ook met vrede, want Jesus is die vredevors. Die vredevors se nalatenskap is vrede, die vredevors se nalatenskap, se geskenk is vrede. En as ons hier Johannes 14 vers 27 lees, dan is dit nie Jesus nie, maar dit is die vredevors wat dit sê. Ons gee hom 'n ander naam, eintlik dieselfde naam, 'n sinoniem. Maar dit maak net soveel meer sin. Wat is vrede vir ons? Vrede vir ons is nie die afwesigheid van probleme nie. Dit is die teenwoordigheid en die aanwesigheid van Jesus Christus in ons elkeen se lewens. En wanneer ons van weg beweeg van die ontsteltenis van die bangwees en die vrees van Johannes, dan gaan ons oor na Filippense toe. En Filippense 4 se opskrif, jy kan maar gaan kyk daar staan geskryf, dit is die Christelike lewenswandel. Dis die opskrif van hoofstuk 4, en hierdie hoofstuk 4 vers 6 en 7 sê vir ons, hoe ons moet lewe, nie met ontsteltenis nie om bang te wees nie om besorgd te wees nie, maar om vrede te ervaar. En weer eens, kom ons kyk na die konteks van Filippense. Paulus skryf hierdie brief. Waar skryf hy die brief? Uit of vandaan? Skryf hy die tronk uit. Jesus voor sy kruisiging sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek as geskenk. Paulus uit die tronk uit sê vir ons, ons moet niks besorgd wees nie. Maak in alles julle begeertes deur
danksegging en smeking aan God bekend, en hy sal vir julle die vrede gee. Iemand wat in die tronk is, het vrede. Dis die boodskap wat Paulus vir ons kom gee. Paulus skryf hierdie gedeelte uit die tronk. En wanneer hy sê, moet oor niks besorgd wees nie, dan sê hy, nie jou probleme ignoreer nie. Hy probeer ons liewerste instel op die fokus van, onthou God het jou hart gevul, God is in jou hart, en daarom mag jy vrede hê. Hy help ons nie om in onsself bekommernis en selfbejammering vas te val nie, maar hy help ons om ons afhanklikheid van God te besef. Wanneer jy oor jou bekommernis praat en jou besorgdheid en dit vir God uitstort, dan ruil jy eintlik jou bekommernis en jou besorgdheid oor dit wat jou pla. Jy ruil jou vrees vir vertroue. Jy ruil spanning vir oorgawe. Jy ruil selfbeheer vir God se beheer in jou lewe. En dan kom God se vrede. Dan sê ek jou hierdie vrede van God gaan oor jou gedagtes en hart die wag hou. Dit is soos 'n wag wat by 'n deur staan. Of iemand wat voor 'n sel deur staan, 'n tronkbewaarder, wat die wag hou oor jou en my gedagtes. Besef jy dit? Die vrede van God hou oor jou gedagtes en hart die wag. So daar staan iemand voor jou hart en jou gedagtes wat jou wil beskerm, dat die duiwelse vals lering en leuns en goeders nie inkom, sodat jy aan die wêreld gelyk word nie. Jesus het geweet, ons is geneig om bang te wees, om bekommerd te wees, om besorgd te wees. En hy gee vir ons 'n wag. 'n Wag by jou hart, 'n wag in jou gedagtes, sodat jy werklik hierdie vrede kan ervaar en beleef. Dit is 'n bewarende vrede. Iets wat bewaar word, hierdie vrede. Dis hoekom God sê, maar ek gee vir jou 'n wag voor die hart en gedagtes. Ek wil hê die vrede moet in jou hart en gedagtes bewaar word. Die vrede van God hou jou staande, dit beskerm jou denke en keer dat die leuns van die duiwel inglip. Het u gedink as hierdie wag nie daar is nie? As God nie 'n wag voor ons harte en gedagtes geplaas het om die vrede te bewaar binne ons nie, hoe sou ons dan opgetree het teenoor mekaar? Hoe sou ons gedink het? Watter gedagtes sou nie in ons opgekom het nie? En baie keer dan dink ons goeders en dan sit ons na die tyd en dink, maar hoe kon ek dit gedink het? Ek is nie 'n persoon wat so iets sou gedink het nie. Dat 'n ander persoon leed wil aandoen of myself wil leed aandoen. Hoe kon ek so iets gedink het en dan onthou ek? God het oor my hart en my gedagtes die wag gehou. Hoe sou ons nie gewees het as daardie wag nie daar was nie? Dan is ons maar ook terug soos ons begin het met Matteus 24, van voor Noag se tyd en in Noag se tyd en terwyl hy die ark gebou het, is die mense presies dieselfde, geëet en gedrink en getrou, asof alles normaal was en nie geweet wat op hulle wag nie. Ons moet ons leer, ons kan nie nou nog in dieselfde eeu vasgeval wees as die tydgenote van Noag nie. Dan beweeg ons verder na Kolossense 3, wat daar sê, die vrede van God moet in julle lewe die deurslag gee. 2020 vertaling praat van regeer. Die vrede van God moet in jou lewe regeer, of moet die lewe regeer, jou lewe regeer, of heers daaroor. Deurslag beteken die bepalende faktor. Dit wat 'n verskil maak tussen reg en verkeerd is die deurslaggewende faktor. Vrede is die deurslaggewende faktor van hoe ek dink en hoe ek praat en hoe ek optree. Is dit die deurslaggewende, die bepalende faktor in my lewe wanneer ek praat, wanneer ek dink, wanneer ek doen, of handel ek asof daar nie 'n wag van vrede voor my hart en in my gedagtes is nie? Is dit nou maar net
sluise, dat ek nou maar sê en doen wat ek wil. Vrede is nie 'n gevoel nie, dit is die regeerder van jou lewe. Dit is die sleutelwoord waaraan ons vanoggend moet vashou. Paulus sê dat Christus se vrede die finale sê moet hê. Wanneer ek onseker is, laat vrede jou lei. Wanneer jy konflik beleef, laat vrede jou optrede vorm. Wanneer jy wil reageer uit woede of seer kry, laat vrede die koning van jou hart wees. Dit is die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit is die geskenk wat God vandag aan ons gee. En dit is Jesus Christus se nalatenskap aan ons. Die engele het vir die herders gesê vrede op aarde. En die mense wie God in welbehaag gehad, en wie God in welbehaag het. Die engele het ook gesê, gaan na die stal in Bethlehem, daar sal julle die kindjie sien, in doeke toegedraai in 'n krib. Die herders was bereid om hulle skape te los, vir wolwe en beere wat ons maar gehoor het van Dawid se tyd toe hy as skaapwagter was. Hulle het dit gelos om die vrede by Jesus Christus te gaan ervaar. En hulle gedagtes was nie vol bekommerd en besorgdheid oor die skape nie, want nadat hulle Jesus gesien het, staan daar vir ons geskrywe, hulle het nog die hele dorp gaan vertel wat hulle gesien het in die stal van Bethlehem. So hulle was glad nie haastig geweest om terug te kom na hulle skape toe nie. As hulle besorgd, was hulle vrees, was hulle bang vir hulle skape, het God vertrou. Hulle het die vrede ervaar wat Jesus Christus vir ons vanoggend as geskenk en nalatenskap gee. 'n hart vol van Jesus word 'n hart vol van sy vrede. En dan kry ons vir Rion wat gaan stap langs die see en dan sy bekommerd oor sy bakkie, want hy wil nie sy bakkie alleen in die parkeerarea los nie, want hy gaan hom steel. En dan parkeer ek by die parkeerarea en voordat ek eintlik by die begin van die staproete uitkom, moet ek 3 kilometer stap om by die see uit te kom. Want ek is besorgd en bekommerd oor my bakkie. En op die einde van die dag raak 3 kilometer 6 kilometer. So waar 6 kilometer moes gestap het, het ek op die einde van die dag 12 kilometer gestap. Omdat ek besorgd was oor my voertuig. As my voertuig die skape was en ek vrede ervaar by God, ons is verantwoordelike mense, ons tree verantwoordelik op. Ek sê nie, los jou voertuig op en los die sleutels in die ignition, ekskuus vir 'n beter woord. Los dit daar nie, tree verantwoordelik op, maar, en dit is in my geplaas, dis waarom ek geloop het, toe ek die route van Saterdag vooraf geloop het. Here, waar stop my vrede, waar begin my bekommernis? Tot in watter mate lê ek meer fokus op bekommernis en besorgdheid en vrees, as om net te sê, Here, ek vertrou U. Vertrou U vir hierdie situasie wat ek deurgaan, ek vertrou U met die besluit wat ek neem, en dit is soos ons hier ook gesê het, wanneer jy onseker is, laat vrede jou lei. Wanneer jy konflik beleef, laat vrede jou optrede vorm. En wanneer jy wil reageer uit woede en of seer kry, laat vrede die koning van jou hart wees. Die realiteit is, ons leef in 'n wêreld waar vrede skaars is, waar besorgdheid, vrees en bekommernis oorgeneem het, waar lewensstorme soms woedend om ons slaan. Jesus beloof nie dat daar vrede op aarde gaan wees nie. Hy sê nie daar gaan geen lewensstorme wees nie. Hy sê net vir ons, te midde van die storm, kan jy by my vrede ervaar. Te midde van die storm hou ek oor jou gedagtes en hart die wag, sodat jy kan vrede ervaar en beleef, en mag hierdie vrede van my jou denke vorm, jou woorde vorm en jou optrede vorm. Ek sluit af met die gedeelte. Jesus sê, my vrede gee ek vir jou. Paulus sê, God se vrede sal oor jou hart en gedagtes die wag hou. Kolossense sê, laat Christus se vrede in jou hart heers. Liewe vriend,
Wat verhoed jou om in vrede te leef? Wat verhoed jou om in die nalatenskap van Jesus Christus te leef? Wat verhoed jou om sy geskenke aanvaar en dit oop te maak en toe te laat dat Jesus se vrede jou hele lewe vorm? Want voor Jesus se kruisiging het hy vir ons gesê, vrede laat ek vir julle, na my vrede gee ek vir julle. En die tronk het Paulus geskryf, moet oor niks besorgd wees nie. Mag ons nie dink oor vrede, voordat ons volgende week vreugde gaan vier en oor vreugde gaan praat. Mag die Heilige Gees ons werklik lei en mag vrede die deurslag gee in elkeen van ons lewens. Amen. Here Jesus Christus, ons vredevors, vul ons harte met die vrede wat van U alleen afkom. Bewaar ons gedagtes teen bekommernis. Laat dankbaarheid ons leefstyl wees. Laat U vrede oor ons heers in ons huise, ons denke, ons besluite en ons verhoudings. Dankie vir U vrede wat die wêreld nie kan gee nie. Amen.